Goeiemôre vriende. Lekker om saam met jou te wees. Vandag is die 10de Oktober. Destyds was dit in my tyd, dis nou daar net voor die dinosourusse, was dit Paul Kruger se verjaarsdag. En toe verander dit mos na Heldedag. Nou ek sal nooit vergeet nie, ek het op Heldedag my vrou gevra om te trou. Want ek het nie moed gehad ander dae nie. Maar mag dit vir jou vandag ook 'n besondere Heldedag wees. 'n Dag waarin jy gevul is met die Here se woord wat vir jou in staat stel om meer as 'n oorwinnaar te wees in Christus. Dis wat hy sê uit sy woord. Dis sy doel met die woord, om jou en my innerlik te versterk, sodat ons deur ons geloof helde kan wees vir hom. Hierdie erediens is soos 'n erediens in die kerk. Dis in die naam van ons Vader. Dis in die naam van Jesus, die kragtige Here, die opgestane Here. Dis in die naam van die Heilige Gees, deur wie ons krag ontvang om vir hom getuies te wees. Genade vir jou, mag jy ervaar hoe dat die Gees van God ook deur hierdie geleentheid in jou hart kom werk. Amen. Liewe vriende, ons gaan eers 'n liedjie sing. Ek kry so half die gevoel, ons is aan die einde van COVID. Ekskuus, ek is nie 'n profeet wat regtig weet nie. Al wat ek weet is dat ons is daarom nou al terug weer op vlak 1. Ek weet ook dat die siekte en mense wat positief gedoen toets word, die raak ook minder. So daarom, kom ons loof die Here, want ons het 'n lang tyd van groot swaar. Baie mense het baie swaar gekry, baie siektes. Kom ons loof die Here, grote God, aan U die eer. Liedboek 190. Kom ons sing dit saam. Liewe vriende, in aansluiting by verlede week, ek gaan nog steeds aan om saam met jou te ondersoek wat geloof is, wil ek graag vanmôre konsentreer op 'n teksvers wat baie naby eintlik verlede week se boodskap gaan ondersteun. Uit Lukas, die 8ste hoofstuk, gaan ons lees van Jesus wat daar die gelykenis gee van die saaier. Nou, uit Johannes 15 weet ons dat die saaier is die landbouer, is Vader. Vader is die landbouer. Hy saai sy saad. En hierdie saad, die is die geloof in Jesus Christus, wat hy saai. Nou, ek gaan met jou lees uit Lukas hoofstuk 8, vers 5 en 6, en dan vanaf vers 11 weer verder tot by vers 15. Kom ons bid eers. Ons wil nie sommer net induik in die Bybel nie, Here.
Ons wil regtig weet dat die Gees juis vandag nou vir ons gelei het om hierdie woord op ons ore te kry. Dat hierdie woord vandag die saad is wat geloof in ons harte kom werk. En nou is dit my gebed, Here, dat wat ons lees, wat ons verduidelik en praat uit die woord, laat U verheerlik word. Laat U duidelik gestalte kry. Ook in my en in ons lewens almal. As U kinders wat 'n pad soek om in hierdie wêreld anders te wees. U volgelinge. Spreek, Here, ons luister. Amen. Nou in Lukas 8 vanaf die 4de vers vertel Jesus, begin die gedeelte waar Jesus 'n groot skare mense voor hom het en dat hy vir hulle in gelykenisse leer. 'n Saaier, sê in vers 5, het uitgegaan om saad te saai en tydens die saaiery het 'n gedeelte van die saad langs die pad geval en dit is vertrap en die voëls van die hemel het gekom en dit opgepik. En so gaan die gelykenis voort. Jy onthou mos hoe dat die saad daarna op ander plekke ook geval het op 'n rotsagtige gedeelte en tussen die onkruid en die dussels en die dorings en hoe dat dit tog wel ook op goeie grond geval het. En daarom wil ek Jesus se verduideliking aan sy disippels vanaf vers 11 met jou saam lees. Dis wat die gelykenis beteken. Die saad is die woord van God. Die saad wat hy saai is die woord van God. Die saad langs die pad is die mense wat die woord wel hoor, maar dan kom die duiwel en neem die woord uit hulle harte weg, sodat hulle nie tot geloof kom en verlos word nie. Die saad wat op die klipbank val, is daardie mense wat die woord met blydskap aanneem, wanneer hulle dit hoor, maar hulle het nie wortel geskiet nie, en daarom hulle glo net 'n rukkie, en wanneer hulle op die proef gestel word, dan sak hulle uit. Die saad wat tussen die dorings val is diegene wat die woord hoor, maar hulle word deur bekommernisse en rykdom en die plesier van hierdie lewe verstik en lewer geen oes nie. Die saad wat in die vrugbare grond val, is daardie mense wat die woord met 'n goeie en opregte hart aanhoor. Mag dit wees dat dit nou so is, dat hierdie saad van sy woord, dit jy is wat ook vanmôre hierdie woord aanhoor, met 'n goeie en 'n opregte hart, daaraan vashou, en dan met volharding vrug dra. Die wonder van geloof is 'n wonder omdat dit die Heilige Gees is, waarvan Johannes in hoofstuk 3 gesê het, die wind waai waar hy wil, ons weet nie, so is dit met die Gees. Waar hy vandaan kom weet ons nie, waarheen hy gaan weet ons nie, maar die Gees van God kom werk op besondere tye en op besondere plekke, in besondere mense se harte. En dan is die Gees van God besig om God se woord deur hierdie wind wat waai, as dit ware te saai. En hierdie wind bring die saadjies van die woord, dat dit ook op my hart val. Ja, dit is so, dat ons hart kan baie keer ook maar 'n kliplaat wees, baie hard. En gaan saad nie regtig daarop groei nie. Dit kan wees, dat my hart vol bekommernisse is. My kan wees dat my hart so oorlaai is met al die wonderlike plesier van hierdie lewe, dis al waaraan ek dink en is al waarmee ek besig is, en daarom kan die saad nie regtig plek kry om te groei nie, en dit word verstik en dit gaan weg.
Maar dit kan ook wees dat hierdie woord, God se Gees, hierdie woord op goeie grond vanmôre laat val. En dat daar vrug kom, wat vir God behaaglik is. Ons het daaroor ook al gepraat, hoe lekker, hoe God hom verlustig in 'n mens wat glo. Hy wil ook in jou hom verlustig. Nou in die gelykenis van die saaiër, waar die saad op verskillende plekke val, vind ons 'n baie besondere prentjie van hoe dat God se woord in ons lewe kan kom vrug dra. En ek wil vanmôre saam met jou fokus op hierdie grond van hierdie wêreld. As ek en jy na die lande gaan kyk, miskien, kom ons praat net van gewoond veld, gaan jy nie kan leef uit daai veld nie, want daar is nie goeie saad gesaai, wat vrug dra, wat vir jou goeie gesonde kos kan gee nie. Wanneer jy gaan kyk na die velde, is dit dorings en dussels en onkruid. Die natuur lewer nie uit homself voedsame kos nie. Koring kom nie van self op die lande nie. Dit vra dat daar gewerk moet word aan daardie grond. Dit moet omgeploeg word. Die grond moet fyn gemaak word. Dan moet daar gesaai word in hierdie grond. Die natuur lewer nie van self vrugbare landerye op nie. Maar wanneer die landbouer voedsel wil produseer uit hierdie selfde stuk veld, dan moet hy die grond omploeg. Hy moet die saad saai. Partykeer word dit gesaai, partykeer word dit ingeplant, sodat hierdie selfde saad, hierdie selfde grond wat tot nou toe onvrugbaar was en niks anders as onkruid voorgebring het nie, dat hierdie grond nou skielik verander en goeie vrug lewer. So die grond, hierdie selfde grond wat onkruid gelewer het tot nou toe, word belaai met saad. En hierdie saad word verborge gehou in hierdie grond en dit bly stil daar, totdat daar 'n ontkieming van daai saad plaasvind en 'n klein plantjie na vore kom. Die wortels as dit ware in die grond inskiet. Aangemoedig deur sonskyn en omstandighede, bevog deur die natuur, kan dit ontkiem en groei dit. En so lewer dit hierdie selfde vrugtelose grond, kom lewer nou skielik 'n wonderlike oes. Die lewe, my liewe vriend, lê nie in daai grond nie. Die lewe lê in die saad. Dis die saad wat gesaai word in hierdie grond. Al is dit so dat lewe nie in die grond is nie, is die grond tog ook belangrik. Dis grond wat bewerk word sodat die lewende saad in die grond, dis die plek waar saad moet ontkiem. Dis die plek waar saad kan groei om vrug te dra. Die saad ontvang nie sy lewe uit die grond uit nie. Maar tog lewe die saad goeie vrug uit hierdie selfde grond. Die grond speel tog 'n belangrike rol. Want daarin skiet die wortels, hierdie saad wortel, en word hierdie saad gevestig om te groei en vrug te dra, en die gelykenis sê Jesus tot 100voudig toe. Maar onthou, die krag is nie in die grond nie, die krag is in die saad.
Natuurlik moet daar die grond bewerk word. Natuurlik moet daar kunsmis gegooi word. Dis ook nodig. En dit, my liewe vriend, is jou en my aandeel, sodat hierdie saad in my lewe kan groei. Vir my is dit 'n baie besondere illustrasie van die nuwe lewe van genade in 'n ou stuk onvrugbare grond. So saad het ook die woord van God goddelike krag, lewenskrag in homself. Soos grond het my hart geen ware lewe in myself nie. En kan my hart uit homself nie van self goeie vrug dra nie. Jeremia sê dit in Jeremia 17, ons het al voorheen ook daarna gekyk, my liewe vriende. Hy sê, die hart, wie ken die hart? Die hart is bedriegliker as enigiets anders. So dat kan nie van self uit jou hart iets goeds na vore kom nie. Daar moet goeie saad in jou hart gesaai word. En daai goeie saad is die woord. En soos God se woord in jou lewe gesaai word en in jou hart gebere word, ontkem dit, groei dit. Dit word toevertrou aan ons as mense, eenvoudig sodat dit daar in my hart bewaar kan word en wonder bo wonder, eendag ewe skielik ontkiem daai saad, groei dit en kom ons tot geloof. God het in die woord, in sy saad, lewenskragtigheid ingeskape. Jy sien nie in daardie saad hier die koringplant nie. Jy sien nie in die saad die mosterdboom nie. Jy sien nie in die saad wat hy uiteindelik gaan wees nie. Maar die saad soek net 'n plek waarin hy kan grondvat. Om vrugte kan lewer op die ou end. En selfs al is die mens se hart uit homself totaal onbekwaam om enige goeie vrug te lewer en slegs die vermoë het om uit jou eie hart net onkruid na vore te bring. Ten spyte daarvan, maak dit nie saak hoe onbekwaam jy is nie, of hoe onbekwaam jy jouself evalueer nie. Die lewenskragtige saad van God se woord kan en sal ook in jou hart kan groei en vrug lewer. En daarom, my liewe vriend, moet ek en jy erken en aanvaar, moet ons vanmôre aanvaar die lewenskragtigheid van 'n vrugtevolle lewe word aan jou aangebied deur die woord van God wat op jou ore val, wat jy lees, wat jou hart aangryp en wat in jou hart kom groei. Daarom hou hierdie woord in jou hart, bewaar dit in jou hart. Dit is die broeikas, incubator, waarin hierdie saad kan groei. Die waarborg dat jy goeie vrug sal lewer, is nie in jouself gesetel nie. Ek sê dit weer, dit kom uit God, wat deur sy trou hierdie genade woord laat groei. Dis hy wat die groei gee. In 1 Korintiërs 3 staan dit ook baie duidelik. Die een saai, die ander een maak nat, maar dis God wat laat groei. Al wat van jou en my gevra word, is bære hierdie woord in jou hart. Laat toe dat God se woord soos 'n saad is wat in jou hart val. Die Heilige Gees sal self sorg
dat hierdie saad groei, ontkiem, vrug dra. Moenie vir jouself folter met negatiewe gedagtes wat jou hart vuiler en beswaarder maak, selfs kliphard maak, onbetroubaar nie. Kyk na die lande en weet verseker, deur die saad wat God saai, kan hierdie selfde lande vrugbare oes gee. Hierdie gees van God, wat die woord van God bring, kan klipharte verander, sag maak en omskep in 'n vrugbare stuk aarde. Geloof, my liewe vriend, is afwesig in jou, voordat die woord van God na jou gekom het. Ons word van nature gebore, soos daardie veld wat nie vrug het nie. Maar die vrug kom deur die genadige werking van God in ons. Die geloofslewe om 'n verloste te wees en om te weet dat Jesus is my hart, Jesus is my lewe, kom deur die kragtige werk van God se woord, deur die woord, die Bybel. Die woord is die lewe. Geloof ontwaak alleen wanneer jy hierdie woord toelaat om in jou hart te wees. Want kyk, elke woord wat uit die mond van God kom, is ryk aan potensiaal. Jesaja, ek dink is Jesaja 55, die besondere gedeelte wat sê, dit is soos reën wat val. En die reën wat val, sal op die ou end ook, soos nou, met hierdie pas reën hierdie afgelope weke, is dit skielik groen. Alles groei. God se woord sal, sê die Jesaja ook, deur sy woord, sê, sal in jou groei, en sal nie leeg terugkeer nie. God se woord, sê Jesaja, gaan nie onverrigte sake uit nie. Elke woord van God is ryk in potensiaal. Sou jy troos nodig hê? Kan jy maar net gaan lees in Psalm 103 wat sê, hy is ryk in barmhartigheid en genadig. Barmhartig en genadig is die Here. En dan ervaar jy God se barmhartigheid. Jy ervaar sy troos in jou hart. Dis maar sy woord. Sou jy vergifnis soek? Gaan luister 'n bietjie na 1 Johannes 1 vers 7 wat sê die bloed van Jesus reinig van alle sondes. Jy's vergewe. Dis verby. Dis wat die woord sê en hy saai hierdie woord in jou hart en dan glo jy, ek is vergewe. Die bloed van Jesus reinig. Sou jy voel jy verdien niks. Jy verdien niks anders as verwerping nie. Jy verdien niks anders as God se veroordeling nie, want ek is so feilbaar en so swak. Hoor net wat sê Romeine 8 vers 1. Daar is geen veroordeling meer vir die wat in Christus Jesus is nie. En hierdie woord wat jy hoor, ontkiem in jou hart die geloof om te weet, ek is nie 'n veroordeelde nie. Ek is 'n begenadigde verlosser in Jesus. Sou dit wees dat jy onvrede in jou hart ervaar? Gaan luister 'n bietjie na Filippense 4 vers 7. Die teks sê so duidelik, die vrede van God wat alle verstand te bowe gaan, sal oor jou hart en oor jou gedagtes wag hou in Christus. Die vrede van God sal oor jou spoel. Die woord sê dit, en die woord saai dit in jou hart en dit ontkiem
en dit dra vrug en jy het vertroosting. Elkeen van hierdie tekste is 'n hemelse saadjie wat skepingskrag het om in jou lewe te groei. In hierdie saadjie is opgesluit al die potensiaal van 'n vrugtevolle geloofslewe. Al die seëninge van die Gees is in Christus aan ons geskenk, so sê Efesiërs, hoofstuk 1 vers 3. Al die seëninge, en dit groei in jou, as jy dit lees, en hierdie woord in jou hart bære. Hoor daarom vers 11 van Psalm 119. Psalm 119 vers 11 sê, ek het die woord van God in my hart gebære, sodat ek teen U nie sal sondig nie. Al voel jy nie vanmôre asof jy 'n waardige gelowige is nie. Hou vas aan die wete, God se woord sal ook in my groei. Gee kans vir God se woord om in jou lewe in te kom. Bære hom in jou hart. Enige saad van God se woord sal hy laat groei. Hy sal nie dat sy woord leeg na hom toe terugkeer nie. Dit sal ontkiem. Gee net water. Bære dit in jou hart. Kom in die sonskyn van God se liefde en ervaar hoe dat die hitte van sy sonskyn ook saad in jou lewe laat groei. Hou aan, my liewe vriend, hou aan daagliks. Vul jou hart met God se woord. Want geloof kom deur die hoor van God se woord. Amen. Kom ons bid. Ja, Here, U het self gesê, kyk na die lande. U het self gesê, die oes is ryp op die lande. En U soek mense om uit te gaan. Om hierdie oes te gaan insamel. Ek bid dat U geloof in ons harte sal werk, sodat ons vir U 'n verskil kan maak in hierdie wêreld. Om die woord te bring na honger mense wat soek na vrede, na leiding, na rigting. Want U woord gee dit. Maak van ons draers van hierdie woord saaiers, wat hierdie woord uitsaai. U self sal klipharte verander. U self sal die dorings en die dissels verwyder. En U laat dit groei. Asseblief, Here, laat U woord ook in ons tyd groei, versprei tot eer van U naam. Amen. En nou is daar weer 'n lied wat ek veral hierdie lied in sy laaste vers sê dat die Here gee dat sy woord gehoor kan word en mense tot geloof kan word. Hy kan kom. Heilig, heilig, heilig Here. Dit is Liedboek 231. Kom ons sing dit saam. Heilig sonder plek, ons kom sing U naam ter ere, bid dat U in ons kom werk, ons onheiligheid o
Weereens gaan ek, voor ons nou afsluit, die seën van die Here oor jou uitspreek, want sy gees is mos ook daar in jou kamer, daar waar jy nou sit. En sy gees wil vir jou innerlik verryk en versterk. Genade vir jou, deur Christus Jesus ons Here, deur die kragtige werk van die Heilige Gees. Amen.